Ons vier vandag Jeugdag en het dit daarom goed gedink om die junior burgemeester van Pretoria, Amorey Knoetse, vir 'n koppie koffie te nooi om uit te vind wat die jeug optimisties maak oor die toekoms van die land. Baie welkom, ek is sommer op my senuwees. Baie dankie mevrou, dis 'n groot eer en 'n voorreg om hier so te wees. Dis lekker om jou hier te hê. Ek wil met die deur in die huis val en vir jou vra, is dit nog vir jou lekker om 'n jong Suid-Afrikaanse burger te wees so op Jeugdag? Ja, nee, dit is beslis vir my verskriklik lekker. Ek dink dit is 'n baie groot eer om deel te wees van 'n land wat so ryk is aan kultuur en diversiteit. En ek dink ons sien elke dag oral hoe die jeug van vandag hulle potensiaal en hulle energie en kreatiwiteit gebruik om op verskillende maniere by te dra tot ons land en 'n verskil te maak. So ek dink dis 100% baie lekker om nog 'n jeugdige te wees in ons land, ja. En is wonderlik om te hoor dat jy so optimisties is ook, maar kom ons fokus net gou 'n bietjie op jou agtergrond. Want jy is tans in matriek by die Afrikaanse Hoër Meisieskool in Pretoria, Ja. ook hoofmeisie. Ja. En ek bedoel, elke keer as ek met een van die leerlinge daar gesels, dan, ek wil dit nou nie te hardop sê nie, maar dan is ek nogal spyt, ek was self in daai skool nie, is 'n goeie skool. Dankie mevrou. Maar tot watter mate het jou skool jou in hierdie rol geondersteun, wanneer 'n mens kyk na wanneer dit begin het en ja, tot nou toe? Ek dink dit is tog my skool wat my die geleentheid gegee het om deel te wees van die stadsraad en dan om nou self burgemeester te word. En ja, dit is vir my ook 'n baie groot eer om in 'n skool te wees wat so trots is op hulle tradisies en wat so fokus op elke leerling, dat hulle vir hulle geleenthede kan gee om betrokke te raak by allerlei verskillende goeders, soos die stadsraad. En ek dink die grootste manier hoe hulle my geondersteun het met my hele reis hierdie afgelope 2 jaar is om bankvas agter my te staan met elke liewe projek wat ek aanpak of elke inisiatief wat ek het. En om ook my te help met bemarking, want dis 'n baie groot ding by die stadsraad om te bemark, want is al hoe ons kan uitreik na ander mense toe. En ek dink dat dit my baie gehelp daarmee, ja. Goed, nou sê nou eers vir my, wat behels dit om die junior burgemeester te wees en wat beteken dit vir jou om in hierdie rol te dien? Ek dink dis nogal 'n baie groot posisie, dis 'n groot verantwoordelikheid. Maar dit is ook iets wat my opgewonde gemaak het toe ek eers daarvan gehoor het en toe ek het gesien uit die burgemeester voor my. Want dit is maar met elke posisie so, jy sien nie altyd die harde werk agter die skerms nie. Jy sien net die groot titel en die glans en dinge soos hierdie om te gaan praat op TV en so. Maar dit is eintlik 'n baie groot verantwoordelikheid en ek dink die grootste, wel dit het vir my 'n geleentheid gebied om die stem te wees van die jeug, maar ook om half die skakel te wees of die brugbouer te wees tussen die jeug en die groot besluitnemers van ons stad wat eintlik bietjie mens laat skrik, maar dit is eintlik 'n baie groot verantwoordelikheid en ek dink op 'n persoonlike vlak het dit my ook die geleentheid gegee om op my eie manier 'n verskil te probeer maak in ons land en om hoop te bring vir die mense wat dalk hoop begin verloor in ons land en veral die jeug, want ons is tog die toekoms. So ek het dit gesien as 'n geleentheid vir my om vir die jeug hoop te gee vir ons land, sodat ons dit net na hoër hoogtes kan dryf en net ons land kan bevorder soveel as wat ons kan. So ek neem aan jy was 'n spreekbuis, is 'n spreekbuis en dan deel van baie belangrike besprekings en samesprekings ook. Ja, ons is nie eintlik so veel in kontak met die groot stadsraad nie. Hulle probeer uitreik na ons toe, die burgemeester, maar ons is nie, hulle probeer eintlik half ons hou van erge politieke allerlei goedjies wat aangaan. So ons is maar eintlik net meestal gefokus op die jeug, om die jeug te bemagtig, en dan so hopelik ons land ook te bemagtig. Wat dink jy is sommige van die grootste kwessies waaroor die jeug van vandag bekommerd is? Ek dink as 'n matriekleerling, dink ek dit is die vraag wat op almal se lippe lê wanneer jy veral met 'n hoërskoolleerder praat, is toekomsplanne. Ja. So ek dink baie leerders en baie mense van die jeug is vandag onseker oor hulle toekoms, veral in Suid-Afrika, want hulle weet nie hoe hulle toekoms lyk nie en of hulle toekoms het nie. En ek dink saam met dit is dit ook geestesgesondheid. Juist omdat hulle nie seker is oor hulle toekoms nie, voel hulle alleen of hulle voel hulle het nie ondersteuning nie. En ek dink dit is wat vir my die stadsraad ook so besonder maak, is dat ons uitreik na die jeug toe. Om vir hulle te wys ons is daar vir hulle en daar is ondersteuning en dat ons half 'n baken van hoop is. Dat hulle na ons toe kan kom en deel kan vorm van ons en half kan voel dat hulle deel is van iets wat hulle dan later kan help om 'n beter toekoms te hê. En ja, ek dink ook eintlik ons moenie net vaskyk in al die slegte goed van ons land nie, maar ons moet mense hê wat ons kan herinner daaraan dat daar wel hoop is. Ja. Sê gou vir my, ek wil nou weer so 'n bietjie persoonlik raak, maar dis duidelik dat jy 'n uitblinker is. Wat is jou toekomsplanne en wat wil jy gaan studeer? Ek wil graag by Stellenbosch die universiteit gaan studeer en ek wil BCom regte swat,
my pa het dit geswaat, hy's 'n advokaat, maar ek wil nie noodwendig 'n advokaat word nie. Ek wil eerder korporatief gaan. Met dit, maar ja, ek sien baie uit om by Stellenbosch te gaan swat. My boetie het ook daar geswat. So ek het bietjie behind the scenes gesien van alles wat daar by die universiteit aangaan. Dit klink alles baie opwindend. Ja. Nou, wat gee vir jou hoop wanneer jy dink aan die toekoms van hierdie land? Ek dink wat vir my 100% hoop gee is om te kyk hoe die jeug van vandag alreeds 'n groot verskil maak in ons land. Soos al hierdie jong mense, 16-jariges wat alreeds besighede begin of motiveringssprekers word, of platforms vir hulle self skep op sosiale media om die res van die jeug half raad te gee of hulle 'n platform te gee waar hulle kan praat oor hulle bekommernisse en dan mekaar so te ondersteun. Ek dink as mens daarna kyk, kan dit vir enigiemand hoop gee vir ons land, want die jeug, almal sê ons is maar die leiers van die toekoms of ons is maar die toekoms. So ek dink om te kyk na hoe ons alreeds vandag al ons kreatiwiteit en energie gebruik om hierdie nuwe platforms te skep en besigheids inisiatiewe te neem, dink ek mense kan net hoopvol wees deur na hulle te kyk en dit is wat my hoopvol maak om te weet dat mense van my ouderdom of selfs jonger al hierdie goeders kan doen. So dit beteken ek sal dit ook kan doen en ek hoop dat ons dit wat die stadsraad doen ook die res van die jeug so laat voel. En ek dink dit is wonderlik dat skole ook jong mense tot so 'n mate ondersteun, jy weet, en daai 100%. geleenthede ook bied vir hulle toekoms. En ek is seker daarvan jou ouers ook, so in die proses, seker jou grootste ondersteuners. Ja, Ek en weet jou ek- ma is vanoggend ook hier. Ja, ek dink hulle vat ook die meeste houe. My ma sê altyd dat stadsraad 'n vak op sy eie is, my 8ste vak. So ek dink maar ek dink ook ek dink dit is lekker vir my ouers om my te ondersteun met dit en ek dink hulle leer ook baie daaruit. Ek dink die stadsraad is definitief iets waarby mens net kan baat. Een van ons mees loyale kykers wou weet of jy 'n oplossing het vir die water en die kragkrisis in Pretoria, maar ek het gedink ek wil eerder vir jou vra of jy 'n oplossing het vir die spel van die bulle oor die naweek, want Loftus val mos nou onder Pretoria. Maar ek sal dit nie aan jou doen nie. Ons laat dit daar, die tyd het ons ingehaal. Dankie dat jy vroeg opgestaan het om hier by ons te kom kuier en ons hou jou blink toekoms met groot belangstelling dop. Baie dankie mevrou. Nou ja, ek weet nie van jou nie, maar dit maak my positief oor ons toekoms van die land. En op daai inspirerende noot, bly ingeskakel, want net hierna gesels ons oor die afgelope naweek se sportgebeure. Jy kan ook ingeskakel bly, want later fokus ons op robotika en die sanger Lisa Nel kom deel nuwe musiek. Jy's by Goeiemôre Good Morning. Ons is net hierna weer terug.